Vermoorde beteken dan jou baie belangrike ding. Wat is Jesus vir jou? En as ek hierdie vraag vra, praat ek nie van ons weet het 'n lekker stille nag gesê. Dink julle dit was lekker? Lekker stille nag gesê, hoor, dit was nou lekker geweest. En ons weet hy is die redder, ons weet hy is die lig, ons weet al die goed, maar hier ons is so half as ons dit ritueelies weet en so aan. Maar vanmorgen bring ek vir jou so 'n bietjie iets anders oor wat is Jesus regtig vir jou? Okay. En om die beste vers wat daarbij pas is in Johannes 1 vers 4, wat hy so mooi sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy reg gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou hierdie vers, onthou hom, ons gaan later so 'n bietjie weer na hom verwys, en jy gaan iets hoor, wat ek glo, moet jy absoluut hoor vandag. Nou ja, wat is Jesus vir jou? Die belangrikste ding wat jy moet weet, hierdie is so belangrik, wat Jesus vir jou is, word bepaal deur hoe jy glo, hy na jou kyk. Okay? Kan ek dit herhaal? Ek wil dit graag herhaal. Wat Jesus vir jou is, word bepaal hoe jy glo, hy na jou kyk. Wat moet ek sê? Okay? Met ander woorde, daar's eintlik twee persepsies. En die persepsie is wat ek van myself sien as ek na myself kyk. Nou ek weet nie, maar julle merk baie keer gevoel heerlikheid, ek weet nie wat ek gaan maak nie. Hoe iemand vrydag sê, pastoor, die Bybel is baie streng. Maar die werklikheid is, as ek na myself kyk, dan kan ek maklik sien, ja, ek kan sonde sien. Is nie een van ons wat nie sonde doen, is daar iemand die wat die sonde doen nie, ek sê, steek op jou hande? Nee, julle sit op Sondag, hè? Okay. Ja, jy sien sonde. Natuurlijk, jy sien sonde, almal sien sonde. En dan sien ons skuld, ons is skuldig, dat niemand wat die skuldig is nie. Ons is almal skuldig, is jy met my? Ons is skuldig. Ja, ons sien ons eie skuld. Ons sien ons gewoontes, dat van ons gewoontes wat eerlikheid, jy kry net nie die gewoonte gebreek nie. Hy bly by jou, jy sien verkeerde gewoontes. Jy sien jou gedrag, my humeur, ja, my temperamente, my goedere, my gedrag. Ek bly dit sien, ek sukkel daarmee. Ek sukkel met verslawing van een of ander iets. Sukkel ek mee met verslawing, ek sien dit is daar en ek weet het. Ek kyk na my verlede en ek denk, dat is nie ook vir jou nie. Ek kyk na my verlede en ek sien, ja, my verlede is te kwaai, dat is nie ook vir my nie. Ek kyk na wat mense van my sê. Ons sien so maklik aan wat mense van my sê. Ons steur ons toch so baie daaraan wat mense van my sê. Okay? En dan kyk ons gewoon baie keer vast na my mislukkings. Wie het al vast gekyk na hulle mislukkings? Kom maar, steek op jou hande, ek sê. Natuurlijk, ons kyk vast na ons mislukkings. En wanneer ons dan nou so vastkyk in die groep, hier is dit wat dit dan nou 'n persepsie vorm. Dan vorm ek my eie persepsie, van hoe ek myself sien, en ek besluit, ek gaan dit nie maak nie, ek kwalifiseer nie. Wie dan gevoel jy kwalifiseer nie? Ons almal dink jy gevoel, as ek so ver tekort, ek kwalifiseer nie. Alright, ek kwalifiseer nie. En dan dink ek, as ek myself so sien, wat dan sien Jesus my sekerlik ook so? Hulle, as ek myself volgens my eie persepsie so sien, ek maak dit deel van my identiteit, en ek dink,
Want dit seker hoe Jesus my dan maar ook sien. Want dis hoe mense my sien. Dis laat my sien. Okay? Alright, is julle by my? Nou weet jy wat? Dan sien Jesus as hy my volgens my persepsie moet sien. Dan sien Jesus, ja, 'n sondaar. Dan sien Jesus 'n leienaar. Dan sien Jesus 'n mislukking. Dan sien Jesus 'n gebroken. Okay? En wie kan ek sê, kyk maar, dit is dan wat Jesus moet sien, wat ek sien, dan is ek nie goed genoeg nie. Ek kwalifiseer nie. Ek is nie goed genoeg nie, ek kwalifiseer nie. Maar luister mooi, wat is Jesus vir my? As dit, luister mooi, wat is Jesus vir my? As dit is wie ek sê ek is. Wat is Jesus vir my as dit is wat ek sien? Wat is Jesus vir my as dit is wie ek sê, want dis wie ek is? Wat is Jesus vir my as jy sê, dit is wat hy sien? Wat kan Jesus vir jou wees as dit is wat jy sien? Okay, nou weet jy wat? Die gevaarlike aanname. Dis die gevaarlike aanname. Ons groot aanname, luister, wat ons maak is, God stem saam met my selfbeeld. Jy maak dan 'n aanname, okay, so dis wat ek my sien, dis my selfbeeld, so dis wat die Here sien. Jy maak hierdie aanname van dit, so God moet saam met my selfbeeld sê, van my persepsies van myself. Dis wat ons doen. Stem julle saam met my? Alright, sê net iemand amen. Dan gee hoor om julle nog hier. Ek wil nie wat jy laat wees, hoor. Alright. So, hier is die groot ding, ons maak die aanname, ons dink, dat God moet saam met my selfbeeld stem. Maar hierdie ding, wanneer ek myself verkeerd sien wie ek is, nee, sien ek verkeerd wie Jesus vir my is. Hallo? Hallo, dit al. Wanneer ek verkeerd sien wie ek is, nee, wanneer ek verkeerd sien wie ek is, sien ek verkeerd wie Jesus vir my is. Dat is 'n bietjie inval. Nou, hier's die ding wat ons moet verstaan. Die ding wat ons moet verstaan. Op die volgende blad, jy word nie 'n kind van God, omdat jy reg begin leef nie. Wow! Jene, wat sê die pastoor nou? Luister, jy word nie 'n kind van God omdat jy reg leef nie. Kan dit wees wat ek vir jou sê? Jy begin anders leef in werklikheid omdat jy reeds 'n kind is. Alright, neem hierdie af, skryf dit neer, skryf dit iewers neer, doen dit. Gedrag, jy sien jou gedrag, moenie die ingang wees nie. Jou gedrag is nie die ingang nie. Luister mooi wat ek jou sê. Jy moet iets van jou afval as ek dit sê. Jou gedrag is nie jou ingang nie. Dit is eintlik die vrug van iets. Maar jou gedrag is nie wat jou ingang gee by die genade van Jesus Christus nie. En ons dink dit wat ons wil hom verdien. Ons kan hom nie verdien nie. Maar wat sien die Here as hy na jou kyk? Ek wil vir jou sê, hy sien sy kind. En iemand aan dit klap gee vir die Here. Ek sê vir jou, wat sien die Here
as hy vir jou kyk vanmôre, hier waar jy is, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak wat se sonde jy het nie. Dit klink nou vreeslik wat ek vir jou sê, maar ek sê vir jou, as die Here na jou kyk, sien hy sy kind. Maar of jy die kindskap opneem, dit is 'n ander saak. Maar hy sien jou as sy kind. Ek gaan vir jou sê hoekom ek so sê. As ons dan nou weer kyk, daarom sê hy die vers wat ons gelees het, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Okay? Jy moet hom aanneem, sien jy moet hom aanneem. Nêrens en nie, wie wat, nêrens in die Bybel lees jy God moet jou aanneem nie. Ek gaan jou nou, ek skok jou nou. Ek gee iets hier nooit gehoor het nie. Nêrens in die Bybel leer ons dat God jou aangeneem het nie. Maar ons lees, jy moet hom aanneem. Weet jy hoekom moet jy hom aanneem? Jy moet hom aanneem, want hy het jou reeds aangeneem. Ek sê dit weer. Jy moet hom aanneem, want hy het jou reeds aangeneem. Of jy die kindskap opneem, is jou saak. Maar dat hy jou reeds sien, as sy kind, dit is wat hy sien. Okay. So, daarom dan, in Romeine, sê Romeine 5 vers 8, en dit klaar sommer alles op wat ek vir jou sê, vanmôre, as Romeine 5 vers 8 sê, hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons, juist daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, reeds gedoen, toe ons nog sondaars was, toe ons op ons slegste was, toe het hy vir jou die prys aan die kruis betaal. Hy het nie gewag dat jy eers moet oulik wees nie. Hy het nie eers gewag dat jy eers moet reg wees nie. Hy het nie eers gewag dat jy eers moet kwalifiseer nie. Hy het nie eers gewag en sê, hoorie, jy moet nou eers dit en jy moet eers dit, en dan sal ek vir jou sterf nie. Nee, Jesus sterf vir ons. Hy gee dit God se liefde, hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, reeds gedoen vir jou, ten volle, jy is ten volle aanvaar. Al aanvaar jy jouself nie. Al voel jy ander mense aanvaar jou nie. Al voel jy jou ouers het jou verwerp. Al het jy wat 'n verwerping op hierdie aarde gehad. Jesus sê, hy het jou aanvaar, nie jy is. Julle kan daar 'n lekker lof gee vir die Here vir daai een. Anders sou hy nie vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was nie. Ek sê, reeds gedoen vir jou, ten volle aanvaar. Jy is ten volle aanvaar. Ja, maar pastoor, ek vra nie wat jy het nie, ek vra nie waarmee jy sukkel nie, ek vra nie wat jou sonde is nie. Ek sê vir jou, die Here het jou aanvaar, hy het sy kant klaargebring. Sy kant van om jou te aanvaar, het hy klaargebring. So, wat sien Jesus? Jesus sien, hy kyk na jou deur sy genade. Luister, hy kyk nie na jou deur skuld oë nie. Jy skuldig, so ek sien jou skuld nie. Hy kyk na jou deur genade oë. Maar genade oë beteken nie dat hy ontken jou sonde nie. Dat hy ignoreer jou foute nie. Dit beteken, hy definieer jou nie deur jou sonde nie. Net soos wat jy jou kind nie definieer aan sy dade, of hy jou kind mag wees, of hy nie jou kind mag wees nie. Jy kan nie jou kind ontkind nie. Hy is jou kind. Maak nie saak wat hy doen nie, hy is jou kind. Maar as jou kind
met jou nie 'n verhouding wil hê nie, dis sy keuse. Maar hy is jou kind, en hy gaan jou kind bly. Man, en ek wil nou dink sê, dit klink nou 'n bietjie grof. Mens bly lief vir die goed. Eerlikheid, hulle kan met ons stoor, hulle kan in ons sakke bly, hulle kan ons teleurstel, maar ons bly lief vir die goed. Is dit waar wat ek sê? Steek jou hande op, as julle weet waarvan ek praat. Eerlikheid, partykeer is dit 'n straf. Ons bly lief vir hulle. Nou wat maak die Here anderste? Wat maak die Here anderste? Jy skryf nie jou kind af nie. God skryf jou ook nie af nie. Hoekom het God jou afskryf omdat jy dink jy is nie goed genoeg nie? Luister mooi. Hy definieer jou nie aan of deur jou sonde nie. OK. Ek gaan julle lank hou nie, maar hier kom dit. Luister mooi. Ek het my identiteit gebou op wat ek doen en wat ek was en wat ek glo. Jesus bou jou identiteit op wat hy reeds vir jou gedoen het. Die grootste struikelblok, en julle kan hierdie teologies gaan toets. Die grootste struikelblok vir geloof is nie sonde nie. En daarmee sê ons nie, jy moet nie deel met sonde nie. Maar die grootste struikelblok, die verkeerde idee van hoe God na jou kyk. Kan julle vat wat ek sê? Ek sê die grootste struikelblok is vir geloof. Is nie jou sonde nie. Jou sonde moet jy deel mee. Maar die grootste struikelblok is die verkeerde idee van hoe God jou sien. OK, ek maak amper klaar. Voor ons gaan oorgaan na die nagmaal. En dit is, Jesus vra vir jou vandag, wanneer glo jy my? Wanneer kan jy my glo? Jy is my kind. Jy is myne. Jy het nog dalk 'n proses om deur te werk. Maar dit maak jou nie my kind nie. Jy is myne.